Môre, dis Sondag die 23 November en ek hoop vandag bring vir jou 'n bo-natuurlike vrede en dat ons almagtige God jou net weer sal herinner dat hy naby jou is, selfs op die dae wat vir jou net te veel voel. Ons begin vandag by Genesis hoofstuk 17. Dis 'n hoofstuk wat nie net wys dat God praat nie, maar dat hy dikwels juis praat in die seisoene waar dit vir ons voel asof dinge verlore en bo ons menslike kragte is. Maar voordat ons begin lees, moet ons eers vinnig teruggaan na Genesis 16 vir 'n oomblik. Want sonder dit voel Genesis 17 so half leeg. Nou in Genesis 16 sien ons hoe Abraham en Sarai besluit het om self 'n plan te maak met God se belofte. Sarai is teleurgesteld en moeg gewag. Sy kan nie meer swanger raak nie. En sy voel asof die belofte van 'n kind al lank al verby haar is. Hagar word ingesleep in die storie. Ismael word gebore. En skielik is die huis van Abraham vol chaos. Sarai voel verwerp en seer. Hagar voel misbruik en weggestoot. En Abraham sit vas tussen twee vroue en twee verhale en probeer net oorleef in 'n situasie wat hy self help skep het. En dan word dit stil. Nie stil vir 'n paar weke nie, nie stil vir 'n jaar nie, maar stil vir 13 jaar. 13 jaar waarin die Bybel vir ons nie een nuwe woord van die Here oor Abraham se lewe gee nie. 13 jaar waarin Abraham elke dag opstaan met 'n belofte wat hy nie sien nie en 'n seun wat nie deel van God se oorspronklike plan is nie. Jy kan amper hoor hoe die gedagtes kom. Dalk is dit nou maar hoe dit gaan wees. Dalk is Ismael maar die antwoord. Dalk het God klaar gepraat. En dis juis in daardie lang gewone stil jare dat God weer instap. Nou kom ons begin en lees saam in vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn. Net daardie eerste deel sê al ongelooflik baie. Abraham is nou 99 jaar oud. Hy's nie meer 'n fikse jong man nie. Hy's al oor die kruin van sy lewe. Hy dra 13 jaar se stilte. 13 jaar se vrae. 13 jaar se herinnering aan sy eie plan. Maar dan lees ons, die Here het aan hom verskyn. God het nie vergeet nie. God het nie die verbond gekanselleer nie. God het nie sy plan laat vaar omdat Abraham gefouteer het nie. God verskyn weer op sy perfekte tyd. En kyk nou hoe begin die Here praat. Hy begin nie met 'n lys van alles wat verkeerd gegaan het nie. Hy begin nie met 'n preek oor Hagar en Ismael nie. Hy begin nie met 'n swaar oordeel nie. Hy begin met homself. Nou kom ons lees vers 1 verder. En vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Nou in die oorspronklike Hebreë staan daar El Shaddai. El beteken God. Shaddai beteken die Almagtige. So God stel homself voor aan Abraham en sê, ek is God die Almagtige. Voordat jy vra, voordat jy weer na jou ouderdom en jou foute kyk, onthou eers wie ek is. Dis asof God saggies vir Abraham sê, jy is dalk moeg, maar ek raak nooit moeg nie. Jy voel oor die muur, maar ek is glad nie. Jy het planne probeer maak, maar ek is steeds El Shaddai. Ek is genoeg. Dan lees ons die volgende woorde verder. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Nou die woord opreg in Hebreëus is tamim. Dit beteken heel, volkome, onverdeeld voor God. God vra nie vir Abraham om terug te gaan en al sy foute oor te doen nie. Hy vra nie vir 'n foutlose rekord nie. Hy vra vir 'n hart wat nie meer in twee rigtings trek nie. Nie helfte by God en helfte by sy eie planne nie, maar heelhartig by God. As ons nou vir 'n oomblik vorentoe blaai na die Nuwe Testament, sien ons hoe hierdie naam El Shaddai sy volste betekenis kry in Jesus Christus. In Jesus sien ons hoe God in mens se swakheid instap. Hy kom nie net en beveel nie, hy kom dra. Hy dra sonde wat ons nie kan dra nie. Hy dra skaamte wat ons nie kan wegvat nie. Hy dra die wag, die pyn en die dood selfs aan die kruis.
En juist daar, in daardie swakkerige plek van die kruis, wys God dat hy waarlik El Shaddai is, die Almagtige wat lewe bring waar alles dood lyk, en vrede bring op plekke waar niks vir ons sin maak nie. So wanneer ons Genesis 17 hoor, ek is God die Almagtige, kan ons vandag sê, ja, en in Jesus sien ons presies hoe ons God lyk. Kom ons maak dit nou baie persoonlik. Miskien sit jy vandag ook in jou eie 13 jaar se stilte. Dit hoef nie letterlik 13 jaar te wees nie, maar dalk voel dit soos 'n lang seisoen waar jy wag en niks voel of dit in plek val nie. Miskien wag jy vir genesing, of vir werk, of vir 'n stukkende verhouding om te herstel, of vir verligting in jou finansies, of vir 'n gebed wat jy al jare bid. En as jy eerlik is, dalk het jy ook al jou eie Ismael planne gemaak, jou eie plannetjies en ompaaie gedink, dinge wat dalk vir 'n oomblik hoop gegee het, maar nie werklik rus gebring het nie. In daardie presiese plek kom El Shaddai ook vandag na jou toe en hy sê, ek is God, die Almagtige. Ek het jou nie vergeet nie. Ek is nie klaar met jou storie nie. Kom net weer voor my aangesig. Wees tamim. Ek soek jou volle en onverdeelde aandag net op my. En terwyl jy wag, wil die Here nie net jou omstandighede verander nie. Hy wil jou hart bewaar. Die Bybel sê in Filippense 4 vers 7, dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dis 'n bonatuurlike vrede, nie 'n vrede wat jy self moet skep nie, maar 'n vrede wat hy gee, terwyl jy voor hom bly staan. Kom ons bid saam. Here ons God, U is El Shaddai, God die Almagtige. Dankie dat U nie wegraak in ons wagseisoene nie, maar dat U juis in die stilte naby bly. Here, ons bely dat ons, soos Abraham, dikwels ons eie planne probeer maak. Wanneer ons voel U is stil, ons dra dinge wat te swaar is vir ons. Ons harte raak verdeel tussen vertroue in U en vertroue in onsself en in hierdie ou gebroke wêreld. Vergewe ons, Here, maak ons harte tamim. U fokus ons aandag onverdeeld op U alleen. Here, ons vra dat U vir ons bonatuurlike vrede sal gee, waarvan U in Filippense 4 so praat. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat ons harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus, selfs terwyl ons wag. Dankie Jesus, dat U vir ons wys hoe U in ons swakheid vir ons intree, hoe U ons dra wanneer ons nie meer kan nie, en hoe U getrou bly, selfs wanneer ons wankel. Ons rus vandag in U, El Shaddai. U is genoeg vir ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. God se stilte beteken nie hy is weg nie. Hy is steeds El Shaddai, die Almagtige, en hy is meer as genoeg vir jou wag, vir jou vrese en vir jou hele storie. Ek hoop jy het 'n geseënde Sondag.